Hallo julle en welkom by die laaste episode van die nuwe reeks Truth. Waarat julle so heeltyd het ons julle nou vertel van die waarheid, dat Jesus die waarheid is, dat ons die waarheid in konteks moet lees. Ons het julle nou vir 3 weke lank lekker besig gehou met wat om te doen met Jesus se waarheid. Nou vandag, die laaste episode, gaan ons julle bietjie dinge meer prakties maak. Soos jy kan sien, ek sit nie meer nie, ek staan, so ons gaan nou oor in aksie gaan. Jy gaan nou oor in aksie gaan. Alright, so ek gaan maklik begin, soos jy sien, pragtige bord hier langs my, waar ons lekker 'n paar punte gaan chat oor hoe gaan ek al hierdie kennis wat ek nou opgebou het, hoe gaan ek gaan en dit gaan toepas in my stilte tyd. Alright, heel eers wat ons gaan doen is, punt nommer 1, bid en vra dat Heilige Gees jou oë sal kom oopmaak. Nou wat, Dian, wat? Ek bid met my oë toe, moet ek vra dat die Heilige Gees my oë moet oophou? Nee, glad nie, asseblief. Ons praat hier van jou siel, ons praat hier van jou gees. Dat jy regtig hierdie stukkie wat jy kan lees, kan sien hoe dit in jou lewe inpas. So, eerste, vra die Heilige Gees om jou oë oop te maak. Tweede punt wat ons sê dan, lees maal 2. Hier is nie 'n wiskundige som nie, julle is nie op die verkeerde kanaal nie, julle is by Document. Hierso, dis nie LEES times 2 nie, dis lees hierdie stukkie 2 keer. Jy het hierdie stukkie gekry, jy het hoendervleis gekry, amazing. Maar gaan nie gaan lees daai stukkie 2 keer. Nie oor ons sê, jy stadig of enigiets nie, net vir daai, as jy dalk iets misgelees het, as jy iets dalk nie lekker verstaan het nie, om dit 'n tweede keer deur te lees, gaan dalk vir jou nog iets hier openbaar, van wat hierdie stukkie vir jou probeer sê. So, lees dit 2 keer, yes. Laaste, 4 vrae, heel eenvoudig, kort, dis letterlik opgesom in 1 woord en dis baie maklik julle. Nommer 1, lees in konteks. Julle onthou die Burger King? Yes, ek was Burger King gewees. So yes, punt nommer 1, konteks. Lees die stukkie in konteks. Verstaan presies waarvan die Bybel hier praat. Moenie 'n stukkie uit die woord uithaal en sê, okay, dis wat die woord my probeer sê, so ek gaan 'n ou terugslaan want oog vir 'n oog. Nee, verstaan in konteks, lees verder, verstaan wat hierdie stuk presies vir jou wil leer. Dis die eerste vraag wat jy vir jouself vra. Wat wil die woord hier vir my leer? Tweede, toepassing. Hoe gaan ek hierdie stukkie wat ek gelees het, dit pas baie in my konteks, maar hoe pas dit nou in by my lewe? Hierdie stukkie is amazing. Dit raak jou, maar hoe pas ek dit nou toe in my lewe? Hoe verstaan? Ja, ons vertrou die Heilige Gees om daar regtig vir jou deur te kom, dat jy hierdie stukkie kan sien hoe dit in jou lewe pas en hoe jy kan gaan en dit gaan toepas. Derde vraag is I will statement van wat gaan jy doen met al hierdie kennis wat jy nou opgebou het in hierdie stilte tyd? Wat gaan jy hierdie week gaan doen om dit deel te maak van jou lewe? Dit is I will. Maak dit iets realisties ouens, soos nou nie sê oog vir 'n oog, tand vir 'n tand. Nou nie sê okay, volgende keer wanneer 'n probleem oor my lewe kom, gaan ek probeer om nie wraak te neem nie. Nee ouens, maak dit iets realisties, gebruik 'n situasie. Weet jy wat, volgende keer as my vriend vir my 'n lelike woord sê, gaan ek stil bly, gaan ek niks sê nie. Ek gaan dalk iets vir hom sê soos, "Chom, weet jy wat, Jesus is lief vir jou. Jy het dalk hierdie ding gesê, het my bietjie seer gemaak, maar Chom, die Here is lief vir jou en daaroor is ek lief vir jou." So, verstaan om so besluit te kan neem. Die laaste punt wat ons gaan is, gaan en gaan share dit met iemand. Soos jou testimony. Gaan nou en gaan vertel vir mense hoe awesome het hierdie stukkie jou lewe kom verander. Alright julle, so dis basically hierdie stappietjies, dis regtig so eenvoudig. Gaan skryf dit neer, sit dit voor in jou Bybel. Elke keer as jy Bybel lees, haal die stukkie uit, sit hom langs jou woord en werk lekker daardeur. Gaan 'n heel nuwe wêreld vir jou openbaar. Weet julle gaan dit geniet. Champions, lekker.